Vriende, genade en vrede van God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Amen. Kom ons sing vanaand saam ons loflied, lied 428. Ons gaan die eerste, tweede en die 4de vers sing. Kom ons staan en dan sing ons dit saam. Ons skriflesing vanaand kom uit Efesiërs 1 uit. En ons gaan daar lees vanaf vers 15 tot en met vers 23. Petrus wat vir die gemeente in Efese skryf, en hy skryf waarskynlik uit die tronk uit. En is 'n wonderlike gebed. 'n Gebed vol energie, maar verseker nie op omstandighede wat so lyk nie. Maar voordat ons gaan saam lees, kom ons raak stil en ons sluit ons oë. Here, hier waar ons so halfpad in die donker sit, kom raak ons vanaand stil voor u woord. Ons kom vier u hemelvaart. Kom vier nie u weggaan, Here, maar u oorwinning. Here, help ons om iets hiervan te beleef en uit te leef. Amen. Efesiërs 1 vanaf vers 15. Om hierdie rede, omdat ek gehoor het van julle geloof in die Here Jesus en julle liefde vir al die heiliges, hou ek nie op om God oor julle te dank wanneer ek in my gebede aan julle dink nie. Dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee, geestelike wysheid en openbaring, wat in die kennis van hom bestaan. En dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping bied.
wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels, wat die onvergelykbare grootheid van sy mag is, vir ons wat glo ooreenkomstig die werking van sy groot krag, wat hy uitgeoefen het in Christus, toe hy hom uit die dood opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, aan sy regterhand in die hemele, bo elke owerheid en gesag, mag en heerser, ja, bo enige naam wat genoem kan word, nie alleen in hierdie bedeling nie, maar ook in die toekomstige. Hy het alles onder sy voete gestel, en hom aan die kerk gegee as hoof oor alles, die kerk wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles in almal vul. Ons lees tot so ver toe. Nou, na alle waarskynlikheid was vir baie van julle, tensy julle nou bevoorreg is, so sommige wat sonkrag het by die huis, het baie moontlik nie die lekkerste of die maklikste week agter die rug nie. Dit was in ons huishouding redelik chaos gewees. En terselfdertyd dink ek met meeste van ons herken dat ons eintlik as bevoorregtes hier sit. Want ja, die kersse het opgeraak, of die gaslampe het ingegee, of die generator se olie het probleme gegee, en alles wat kon breek, het gebreek, en wat kon ontdooi, het ontdooi. En dan sit mens nogal gefrustreerd hier. Almal van ons, ja, ek kyk en ek hou die WhatsApps en al die dinge dop, en dan sien mens, dit is die groot vraag wat almal het op die oomblik is, wat gaan aan met die krag? Wanneer gaan dit weer aankom? Wanneer gaan ons weer kan soos normaal funksioneer? Want dis bitter ongerieflik. Ek meen die skottel wat ek by die huis het, hy pas mooi in die stort in, maar die groter probleem is ek pas nie mooi in die skottel in nie. Maar dan ry ek rond en ek sien hoeveel mense wat nie net sonder krag sit nie, maar ook sonder 'n dak. Hoeveel skade wat daar is. En dan besef mens weer, nie almal in hierdie lewe word deur teëspoed en rampe ewe hard getref nie. Maar wat die afgelope paar dae vir ons laat besef het, is weer eens hoe uitgelewer ons eintlik is aan magte groter as ons. In die eerste plek Eskom, en dan ook aan die weer. En hier sit ons vanaand, die kerk van die Here, gefrustreerd dalk, moeg. Dalk het dit in van julle huise gegaan, soos in my huis, by tye was die frustrasie hoog en die aggressievlakke net so hoog. As dinge nie werk soos dit moet werk nie, en as die bietjie lig en krag wat daar is, as die kinders die laaste lig moet aansit, dan sit mens dalk vanaand en dink, yes, maar was dit nodig om so kwaai te raak? En dan lees ons hier vanaand Paulus se woorde in die gemeente in Efese. En ons onthou en besef dat Paulus skryf nie uit 'n perfekte wêreld uit nie. Paulus skryf nie uit 'n plek uit waar alles goed gaan en reg gaan met hom nie. Hy sit in die tronk. Hy is nie in beheer van sy eie omstandighede nie. Hy's uitgelewer en hier sit hy. Hy het nie 'n kragopwekker nie. Hy wag nie op 'n WhatsApp van Eskom om te sien of dit nou 'n hoender is wat die lyn nou stikkend gepik het of nie. En ten spyte van hierdie omstandighede, dinge wat nie reg loop, die dinge wat skeef loop, wat vervolging en nie sommer maar net die lewe in Hebreë nie, oor sy geloof, ten spyte daarvan
is hier een van die mees opgewonde gebede, waarskynlik in die hele Nuwe Testament. Die gebed vir mense wat hy liefhet in die gemeente van Efese. Maar waarvoor bid hy? Hy bid nie dat hulle omstandighede sal verander nie. Hy bid nie dat hulle een of ander towerwerk uit sal doen en alles in hulle lewe net beter gaan nie. Nee, hy bid vir hulle dat hulle sal sien. Hy bid vir hulle dat hulle die waarheid sal sien. Hy bid vir hulle dan bid ek dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, vir julle dit sal gee. Geestelike wysheid en openbaring wat in die kennis van hom bestaan en dat die oë van julle harte verlig mag wees, sodat julle kan insien wat die hoop is wat sy roeping het, wat die heerlike rykdom van sy erfenis vir die heiliges behels. Dis amper asof Paulus hier probeer bid, maar hy kry nie lekker, dis soos hierdie golf van woorde wat uitkom, want dit wat hy hier besef is so oorweldigend vir hom, dat hy amper sukkel om woorde te kry, en ons weet Paulus was die laaste ou wat nie woorde gehad het nie, so dis net hierdie magdom van woorde wat hy oorstrompel om iets te probeer sê van wat hy bid, gesien moet word. Die oë van julle hart. Dit is eintlik merkwaardig, want wat Paulus hierso sê, is nie, hy sê besig om vir hulle te sê, hoorie, maar daar's iets wat julle nog moet kry nie, daar's iets waarby julle nog moet uitkom nie, nee, hy bid vir hulle, dat hulle dit sal sien wat hulle reeds het. Maar duidelik sukkel hulle om dit raak te sien. En wat is dit wat hulle moet sien? Ek sien in hierdie gedeelte, sien ek 3 goed. Verskoon vriende, ek moet net my neus blaas. Nou nog tussendeur, so effens 'n verkoue ook. Die eerste ding wat hy praat oor is die hoop waartoe julle geroep is. En die hoop waarvan Paulus praat is hier nie 'n valse optimisme nie. Alles mos in die ekstreem in hierdie lewe kan eintlik op 'n manier toksies raak. Julle al agtergekom, sommige mense wat so oor alles altyd positief is. Hoe dit ook op 'n punt kan kom waar dit amper toksies raak. Hierdie amper blindelingse ontkenning van alles wat moeilik of sleg in die lewe is. Dit is ook nie gesond nie. Dit is fantasties om optimisties te wees. Dit is fantasties om die mooi raak te sien. Dit is 'n gawe om dit te kan doen. Maar wat Paulus hier doen is, hy is nie besig om hier 'n optimistiese opmerking te maak oor hoop om eintlik mis te kyk dit wat sleg of moeilik is. Nee, dis nie hierdie gevoel maar dat dinge sal regkom nie. Hoop by Paulus is hierdie Bybelse anker. Iets vas, iets seker buite onsself, iets onaantastbaar, iets wat geen nie om wat in hierdie lewe gebeur nie kan verander nie. Iets wat nie deur hierdie wêreld van ons af weggeneem kan word nie. En daar's geen twyfel by Paulus nie, hierdie hoop is Christus. Christus wat gesterf het, Christus wat uit die dood uit opgestaan het, en Christus
wat opgevaar het na die hemel. En natuurlik is dit so verskriklik belangrik as ons praat oor opgevaar het na die hemel, dat ons dit nooit kan losmaak van die volgende opmerking en sit aan die regterhand van God nie. Is die krag van God betrokke. Die hoop is hy wat die dood ingegaan het en aan die ander kant uitgekom het. Dis ons anker. Dat ons as kerk in hierdie Christus wat opgevaar het na die hemel geanker is. En dan praat hy, die tweede ding wat ek raak sien in die gedeelte is die rykdom van ons erfenis. Hierdie erfenis wat deur geen storm van hierdie lewe weggeneem kan word nie. Dis nie die dak oor my kop of die krag in my huis nie. Dis iets wat aan my behoort in Christus. In Christus, om in Christus te leef, om vanuit hom te leef. Dat Christus eintlik self die erfenis is. En dis vas en seker. En daaraan kan aan hierdie hoop, niks kan in hierdie erfenis hoegenaamd raak nie. Ek en jy wat vanaand hier sit, niks in hierdie lewe, geen storm, geen kragonderbreking, geen dak, geen skade, geen siekte, kan aan my of jou hoop raak nie, want ons hoop is in Christus, dis ons erfenis, hierdie Christus wat gesterf het en opgestaan het, wat opgevaar het en sit aan die regterhand van God. En dan kom hierdie deel wat ek kry so half die idee, dis vir Paulus amper te groot om te begryp. Want hierdie Jesus, hierdie een in wie se hoop ons is, hierdie krag van hierdie Jesus, is die krag wat ook in my en jou werk. Gaan hoor 'n bietjie, gaan lees weer hierdie gedeelte. Dan sien julle hoe hy begrip op begrip gooi. Hy probeer sy bes om net die woorde te kry om eintlik te sê, maar hoe groot, hoe besonder hierdie krag is, hierdie uitnemende grootheid. Dis geen gewone krag nie. Dis nie 'n krag wat ek en jy self kan bereik nie. Dis nie 'n krag wat deur enige iets in hierdie lewe geaffekteer kan word nie. Dis 'n krag wat Christus uit die dood uit opgewek het. Dis 'n krag wat hom bo elke mag en gesag geplaas het. Bo elke storm, bo elke regering, bo elke ding wat vir my en jou bang maak in hierdie lewe. En hoe besonder is dit? Dat Paulus vir ons kom sê, hierdie selfe krag leef in my en jou. Ek kyk na die afgelope 4 dae. Ons almal probeer op ons eie manier soos 'n kragopwekker wees. Ons
probeer krag gee daar waar dit nodig is. Ons probeer help. Ons probeer vir ons gesinne sorg. Ons probeer vir ons kinders sorg. Hoe ek my bes probeer het om alles reg te kry, dat as die kinders daar by die huis kom, dat daar darm warm water al is, dat die kos in die gang is, want anders kom die kinders eers watter tyd in die bed. En is een groot gesukkel en gestoot en gewerk om krag en kos en 'n gelaaide selfoon te kry. En ons doen dit vir mekaar want ons is lief vir mekaar. Kyk hoe mense vir mekaar sorg. Kyk op van die gemeente se wijksgroepe, hoe die wijke vir mekaar sorg. Bring jou gevriesde goed. Bring die, kom laai jou selfoon. En dan kom mens op 'n punt waar jy eenvoudig moeg raak. Ons krag raak nogal gou op. Soos Eskom sin ook. Maar daar is 'n verskil tussen die krag wat ons probeer leef. Want sien, wanneer ek die bron van my eie krag is, dan gaan dit opraak. En Paulus kom en hy kom sê vir die kerk, julle wat hier sit, julle krag werk anders. Julle krag kom van Christus, die hoof van sy kerk. En julle is die liggaam. En soos 'n liggaam sy lewe ontvang van die hoof af, sy rigting, sy krag, sy doel, so ontvang die kerk ook haar lewe van Christus af. Ons is nie 'n organisasie wat op ons eie stoom loop nie. Ons hoef nie ons eie krag te genereer nie. Oorlede prof Flip Tron wat altyd vir ons in die klas gesê het, as ons die kerk wil bou op wat ons dink moet gebeur in die kerk, watter gebruike en watter goed ons wil beskerm vir onsself, dan moet ons maar eerder aan 'n sportklub of een of ander kultuurorganisasie gaan behoort, want ons is die liggaam van Christus. Dan bring dit vir my weer terug na die storm van die afgelope tyd. Ons krag bestaan nie net ter wille van onsself nie. Ons is nie gemeente, ons is nie kerk op ons eie nie. Die dakke en die mure en whatever alles anders beskadig is nie maar net iemand anders met wie dit gebeur het nie. Dis ons liggaam wat ly. Christus, die hoof van die kerk. Ons Here is ook die Here van hierdie gemeenskap. Is die Here wat hemel en aarde geskep het. En wanneer een deel van die liggaam ly, dan ly die hele liggaam. Wat beteken dit vir ons dat Christus opgevaar het na die hemel? Dit beteken dat ek en jy hier deur sy krag kan leef, nie net vir ons eie belang nie, maar ook vir die wêreld rondom ons. En dit maak my bly om te sien hoeveel mense dit reeds doen. Hoe baie mense 'n hand uitsteek wat kan. Hoe baie mense opdaag daar waar iemand vir hulp vra. Vanaand hoop ons die krag kom aan. En dit is altyd opvallend as so iets gebeur wat weer vir ons 'n bietjie laat uitgelewer voel. Het jy al agtergekom hoe vinnig ons die leksheid daarvan weer vergeet? As die krag vanaand aankom, teen môre middag is ons almal al weer net op ons eie stoom in die gang. Alles is weer terug na normaal toe.
Dit raak vanselfsprekend. Maar die dag as hy afgaan. Maar die krag waarvan Paulus praat, is nie 'n krag wat opraak nie. Is nie 'n krag wat verlore gaan nie. Dit is 'n krag wat die dood self oorwin het. Wat nou sit aan die regterhand van die Vader. En daardie krag woon in elkeen van ons. Elkeen wat vanaand hier is, wat moeg is. Wat hoop dat hierdie so gou as moontlik agter ons kom. Wat skuldig voel oor die seer wat ons dalk met onnodige opmerkings veroorsaak het. Of die hoeveelheid mense verby wie ek ry wat ek dalk weet ek kon of kan help. Ek hoef nie die kragopwekker te wees nie. Van die krag van Christus wat opgevaar het na die hemel, leef reeds in my. En ons is sy liggaam. Mag ons met sy krag leef. Mag ons sag wees op mekaar. Mag ons help en bemoedig eerder as om af te breek. Mag ons bystaan en intree eerder as om te kritiseer. Want terwyl daar nie baie lig is nie, is ons die lig vir hierdie wêreld. Mag ons dit leef. Here, dis so 'n groot stuk troos om vanaand weer te kan onthou dat ons nie uitgelewer is aan onsself nie. Dat U in ons leef, deur ons leef, onder ons leef. Here, mag ons daaraan deelneem. Mag ons sien die onuitputlike bron van krag wat in ons leef. Dankie, Here, dat U vir ons goed is. Dankie, Here, dat U vir ons bystaan en dat ons hoop en erfenis gevestig is, onaantastbaar is in U, ten spyte van al die onsekerhede van hierdie wêreld. Ons hoop, Here, is in U. Amen. Vriende, ons slotlied vanaand is lied 422. Ons gaan die eerste en die tweede vers sing. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Die Here wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, is by elkeen van ons. Mag ons hom sien en mag ons die erfenis wat ons in hom het, beleef en uitleef. Vrede vir julle. Amen.